friendly gemeente nie, ons is wel 'n vriendelike gemeente, en ons is Christus vriendelik, en ek wil ook net sê, ek nok nie seker friendly gemeentes nie, dis net 'n werkswyse wat hulle gebruik, maar jy kan seker wees as jy hier kom, iemand gaan in tale praat, jy kan seker wees dat ons gaan die Heilige Gees soek, ons gaan vra dat die Here ons vul met sy Gees, ons gaan vra dat sy gawes werk, want in die verlede het ons gesien hoe dat die Here dit gebruik en die AG sou nie gewees het hier waar ons is vandag as dit nie was vir die Heilige Gees se werking in die kerk nie. Amen. En dis hoekom ons nie skaam daarvoor nie, want God skaam hom nie vir sy Gees en vir sy seun nie, en hy skaam hom nie vir jou nie. Ons praat gister, of vanmôre, praat ek en Alida daaroor dat, gister praat ons oor cultus, is dit die regte woord, in die Engels praat hulle van cults. Nee, nie okulte nie, cultusse. En ons praat toe nou oor sekere organisasies wat alles onder 'n dekmantel doen en jy mag nie weet wat aangaan nie en dan word hulle nou geopenbaar en dan hoor jy die verskriklikste goeters wat onder die dekmantel gebeur. Ek sê vir dis net amazing as jy dink nou veral nou aan die AGS. Gebeur daar goed onder die dekmantel, pastoor? Ons doen wat ons doen en almal sien dit. As ons kwaad is vir mekaar, dan sien almal ons is kwaad vir mekaar en ons kry dit verby. En ons dien die Here nie onder 'n dekmantel nie. Ek is nie double O agent van die Here nie. Ek is 'n kind van God daar buite. En die wêreld, Jesus sê dat ons liefde moet bekend wees aan mense. As ons goeie werke doen, dan moet ons goeie werke doen sodat hulle ons Vader kan sien en die Vader verheerlik. En ek wil hê, jy moet dit weet, hierdie gemeente is 'n gemeente wat graag wil hê, jy moet God se goedheid sien en jy moet God se goedheid leef daar buite. Amen. Nou wie hou van 'n lekker vuurtjie? Al stink jy na die tyd. Maar almal hou van 'n lekker vuurtjie wat jou so lekker warm hou, veral as jy nou kamp en jy sit so om daai Bosveld televisie en kyk vir die vlamme en ons raak so half, wat is die woord, nostalgies bewoe, mesmerized, sê die Engelsman, maar jy sit vir daai vlamme en kyk en dit is net wonderlik as jy dink wat 'n vuur doen en wat 'n braai doen. Ek hoop nou nie ek saai trek nou nie, maar die feit van die saak is as daar vuur is, dan is daar geselligheid. Dan is daar iets wonderliks. Nou ek wil nie praat oor die wonderlike ding van 'n vuur vanmôre in terme van dat dit lig gee en dat dit hitte gee en dat ons lekker gesellig is rondom 'n vuur nie, maar ek wil 'n bietjie verwys na wat gebeur in Levitikus wanneer die Here vir die volk 'n opdrag gee dat hulle moet 'n altaar bou en dan gaan daar vuur wees op hierdie altaar en hierdie vuur moet aan die gang gehou word. So dit is binne in 'n ander konteks wat Israel 'n vuur geken het. Nou kom ons lees gou wat staan in Levitikus 6 vers 12 tot 13. Daar staan, die vuur op die altaar moet aanhou brand. Dit mag nooit uitgedoof word nie. Elke oggend moet die priesters hout daarop sit en die brandoffer daarop rangskik. Hy moet ook die vet verbrand. Die vuur moet altyd aanhou brand. Hoor jy? Weer 'n keer. Die vuur moet altyd aanhou brand op die altaar. Dit mag nooit uitgedoof word nie. Nou, deel van Israel se godsdiens was dat die Here het hulle sekere rituele gegee wat hulle moes gevolg het. Nou kom ons wees ook eerlik, op hierdie stadium, wanneer die Here hierdie opdrag vir Israel gee, dan het hulle nou uit Egipte uitgekom. So hulle het vir 400 jaar het hierdie klomp Jode in Egipte gebly en gesien hoe dat hierdie ouens vir hulle songod Ra offers bring. Maar nou gee God vir hulle opdrag, julle moet doen wat ek sê, nie soos wat hulle gedoen het nie. En nou moet hulle God se instruksies volg. En die instruksie is dat hulle moet 'n altaar bou. Nou let op 'n paar praktiese feite hier. God het nie vir hulle gesê, daar's die altaar, daar's die vuur,
aanbid my net nie. Hy sê vir hulle moet 'n altaar bou. Ek weet nie wie van julle het al gebou nie. Manne, bou is 'n maklike ding, nee. Dis hoekom dit net 3 lettertjies het. B-O-U. In die eerste plek is dit 'n gekopkrap wat jy wil bou. En dan as jy nou weet wat jy wil bou, dan moet jy seker maak dit werk vir die plek waar jy dit wil bou. Jy moet sorg dat daar 'n ordentlike fondasie of 'n klip of wat ook al is waarop jy kan bou. En dan wanneer jy bou, dan moet jy seker maak jy het die regte stene vir die regte werk. En wie van julle het al 'n kaggel gebou of 'n braai? As jy die verkeerde stene gebruik, hoe begin daai kaggel te lyk na 'n tyd? Nie baie wel nie. So jy moet die regte stene gebruik, nê? En dan saam met dit, so die praktiese implikasie is, hulle moes in die eerste plek die regte klippe gaan kry om die altaar te bou. Moeite, tyd, geld. Hallo? Die tweede ding is, elke dag moes hulle daai vuur aan die gang hou, en wanneer hulle die vuur aan die gang hou, het die hout nie uit die hemel uitgeval nie. Nou, ons het dit gemaklik deesdae, nie? Jy klim in jou kar, ry jy en jy gaan koop chakal. Hallo? Of hout? Nou, ek wou nou nog gekom het by die hout, want ek wil net sê, dis hoe gemaklik ons is, nie? As iets nie gemaklik is nie, dan wil ek dit kind of nie doen nie. As ek by die huis gekom het en daai kar het in daai garage ingetrek, en my vrou sê vir my, ons moet weer hierdie kant van die brug kom. Nou verduidelik ek vir al die verskonings van hoekom ek nie wil ry nie. Want is gemaklik. Nou hulle het dit nie gemaklik gehad nie, want hulle moes gegaan het, hulle moes hout gaan soek het, hulle moes hout gesny het, hulle moes hout gebring het, sodat hulle die vuur aan die gang kan hou die hele tyd. Wat ek probeer sê is, om die vuur aan die gang te gehou het, was nie net 'n ding van, dit is net gesupply nie. Hulle moes dit prakties aan die gang hou. Maar nou is dit interessant om te sien, die vuur was nie deur hulle begin nie. Het julle geweet, dat God het die vuur die eerste keer aan die brand gesteek? So God het daai vuur aan die brand gesteek, en daar was nie blits nie, God het dit gedoen. En daarna moes hulle homself aan die gang hou, hulle moes elke dag hout bysit, hulle moes die hele tyd werk daarvan. Nou wanneer ons hierna kyk, dan kan ons vir mekaar sê, die vuur was 'n beeld van God se werk, want God het hom aan die gang gesit. Maar ons moet hom aan die gang hou. Hoor julle dit? Ek moet werk daaraan, selfs wanneer die volk deur moeilike tye gegaan het. En wanneer ons praat oor winter, dan praat ons oor moeilike tye. Want winter is alles mos nou skaarser en dunner en kouer en minder. En droër. Maar beteken dit dat dit doodgaan? Nie noodwendig nie. Jou gras kan spierwit ryp in die winter, maar wag net vir die lente en die somer om te kom. Jy dink dis dood, maar dit is nie dood nie, want dit is deel van die winter. Nou dieselfde met jou en my redding. God red my, maar die hemel weet ek moet by hom bly. God red my nie en dan los hy my en dan is ek nou maar net gered nie. Hy het die werk gedoen, maar ek moet by hom bly, ek moet hom soek, ek moet die heel dag na hom toe gaan vir my redding. Ek moet wandel in gehoorsaamheid. Dit kan nie net daar so stop nie. Dieselfde met die doping met die Heilige Gees. En dis hoekom ek het nou gesê het, dat ons is 'n Pinksterkerk. Jy moet verstaan, die Here wil jou doop met sy Heilige Gees, want jy kan dit nie by jouself doen nie. Is nie baie interessant dat die woord van die Here praat van die Heilige Gees en hy gebruik die simbool van vuur om te praat van die Heilige Gees nie? Want sien, daai vuur wat binne in jou brand maak dat jy opstaan. Dis daai vuur van die Heilige Gees wat binne in jou lewe werk, wat maak dat jy op 'n Sondag, al is dit koud, en al is die water nie warm genoeg om jou hare te was nie, opstaan en dit nog steeds doen, want die vuur sê vir jou, ek het die kinders van die Here om my nodig. Dis die Gees van die Here.
Dis die gees van die Here wat jou laat opstaan in die môre en sê, hoor hierso, al lyk dit hoe daar buite en al val hierdie wêreld uit mekaar uit, ek is die lig wat die Here daar buite wil laat skyn. Staan op. Dis hierdie Heilige Gees wat jou en my die vermoë gee, hierdie vuur, om met mense te kan praat wanneer ek nie weet wat om te sê nie, maar ek is by hulle en die Here gee vir my op die regte tyd die regte woord. Dis hierdie selfde Heilige Gees wat maak dat as ek God se woord lees, dat dit nie vir my net na 'n klomp gekrap dat dit net 'n klomp gekrap en ink op 'n bladsy is nie, maar dat dit lewend word binne in my lewe. Dis sy vuur wat dit doen. Wat vir my ook baie interessant was toe ek deur hierdie gedeelte gaan, is dat dis vir my 'n simbool dat die Here vir my en vir jou vertel, hy wil 'n ononderbroke verhouding met jou en my hê. Nie net elke Sondag, kom ons steek gou weer Sondag die blits aan. En dan in die week dan laat ek hom weer vrek en dan Sondag dan kom steek ek hom weer aan nie. Die Here wil hê dit moet elke dag 'n deel van my wese wees, dat ek aanhoudend hom soek, aanhoudend praat met hom, aanhoudend vra na hom, aanhoudend vir sy raad vra. God wil hê, en hy gee nie om dat jy afhanklik is van hom nie. Dink 'n bietjie daaraan. Ek raak geïrriteerd as 'n ou die hele tyd afhanklik is van my. Dis soos wat jy net nooit genoeg kry nie, as ek vir hom vandag iets gegee het, môre dan sy weer daar. Ek hoef nie dit te verduidelik nie. Julle ken daai konsep nogal goed in Suid-Afrika nie. Waar God is nie so nie. God wil hê ek moet afhanklik wees van hom. God wil hê ek moet hom soek. Inteendeel in Johannes sê hy, vra van my want ek wil vir jou gee. Wow. Ek wil net vra, papas, mamas, is julle baie opgewonde daaroor wanneer julle kinders, toe julle kinders nou nog in die huis was, nie vir jou gevra het vir iets nie. Dan sê hy, dit en dit het gebeur. Dan sê jy, maar hoekom het jy my nie gevra nie? Hallo? En ons is aardse paas en maas, nie? God wil graag hê ek en jy moet vra. En dit is wat hierdie vuur so belangrik maak, dat ons sal verstaan, hierdie vuur wat die Here die hele tyd aan die gang wil hou, is juis 'n vuur binne in jou en my. Waar by hulle, weet julle wat was vir my nie die skrikwekkendste nie, maar wat my nogal getref het van hierdie gedeelte is, hier is hierdie altaar wat hulle gebou het, nê? Waar was daai altaar gewees? Binne in die tabernakel. Een plek. Hallo? Hy was op een plek. As hulle beweeg, waar moet hy dan gaan? Dan gaan hy saam, dan moet hulle hom weer op daai plek, maar daar's net een plek. Hoor julle waartoe is ek op pad? God werk binne in jou. En God werk binne in jou 'n altaar. En God wil hê jy moet die vuur in jou op jou altaar aan die gang hou elke dag, sodat jy nie nodig het om te wag om by die altaar te kan uitkom. Want hy woon binne in jou. En dis hoekom dit so belangrik is. En dis hoekom ons sal verstaan dat wanneer God in wintertyd werk, kan hy werk want hy werk hier. Hy werk nie net hier by die kerkie. Dis wat so belangrik is. So hierdie vuur is 'n simbool van sy nabyheid. In Deuteronomium 3 vers 16 staan daar: Wees sterk en hou moed, moenie bang wees nie. Die Here God sal met julle wees. So hy het hulle 'n altaar laat bou, maar hy wil hulle laat verstaan dat hy is nie net by die altaar nie. Hy is by hulle. Hy sal julle nie in die steek laat nie en julle nie verlaat nie. En dis nie per geleentheid nie. Dit is permanent. Dis permanent, want God is altyd naby. Die volgende ding wat ons moet besef is, as ek die hout by die vuur sit, dan kan ek daar is 'n manier wat ek die hout kry. Onthou nou wat het ons gesê, dit kos my tyd, dit kos my geld. Hallo?
Dit kos moeite, energie. En ongelukkig, een van die vyande van ons tyd is gemak. Gemak. Ons kan nie meer een kanaal TV kyk nie. Jy moet 20 kanale en dan kyk jy in elk geval nog steeds net 1 of 2 van daai 20 kanale. Want ons wil gemak hê. Ek hoef nie eens te verduidelik oor gemak nie, maar gemak is partykeer ons grootste vyand. Want my gemak maak dat ek nie uit daai gemaksone wil uitkom om 'n nuwe ding te beleef en te kan groei en te kan voortgaan nie. As bome net gemak kies, dan vrek hulle. Dit is so, 'n boom wat net gemak kies, vrek. Want hy wil nie sy wortels laat dieper gaan nie. Hy wil nie toelaat dat die son op sy, en dan gaan hy nooit vorentoe nie. So, my verantwoordelikheid is om hout by te sit. Nou kom ons kyk 'n bietjie na maniere wat 'n ou kan hout bysit. Efesiërs 5 vers 19. Sê, en sing saam psalms en lofgesange en geestelike liedere, sing en jubel met julle harte tot eer van die Here. So, aan die eerste plek sê hy sing. Tessalonisense 5 vers 16 het ek nou nie op die bord gesit nie, en tot 18, as jy dit wil neerskryf, staan, bid gedurig deur. Hoor julle alweer? Bid gedurig deur. Nie dan en wan nie. Bid gedurig deur. Plus daar so staan, dat jy moet jubel gedurig deur. Jy moet danksegging gee gedurig deur. Julle wat so wonderlik, as jy 'n ding 'n gewoonte maak, 'n habit maak. Voor jy jou kom kry dan kom jy agter, ek doen dit. Het julle dit al agtergekom? As 'n ding net eers 'n gewoonte raak by jou. So, daar is goeie gewoontes, ek wil dit net vir jou sê. Daar is slegte gewoontes. Verslawings is slegte gewoontes, maar 'n goeie gewoonte is om dankie te sê. Ek vang myself dat ek sal ry en dan sien ek iets mooi en voor ek my kom kry, dan kom ek agter, ek het nou net dankie gesê want joh, kyk hoe lyk die son, want die son het opgekom en dan sit hierdie oranje bal daar, of ek eet iets lekker, joh, dankie Here, dit is lekker. Nou kan 'n ou sê, ja, dis net 'n gewoonte, but that's good, dis 'n baie goeie gewoonte. So, laat toe dat hierdie gewoonte deel word van jou lewe. Sulke tipe gewoontes is wat ons nodig het om te gebruik. Nog deel daarvan is om gehoorsaam te wees aan die Here. Want die oomblik as jy nou gehoorsaam is, dan help dit dat jy vir die volgende ding kan gehoorsaam wees. Maar het julle agtergekom hoe gehoorsaamheid gewerk? Ongehoorsaamheid gewerk toe ons kinders was? As jy net eers een keer, dan kom jy agter, ek het weggekom met hierdie enetjie. Kom ons draai nou hierdie enetjie. En voor jy jou kom kry, het julle male ook vir julle gesê, onthou net, as jy lieg, kan jy steel. En as jy steel, kan jy moord pleeg. Onthou julle dit? En dit is eintlik die waarheid. Want as jy net begin 'n gappie gee vir die vyand, dan is jy besig om bietjie water op jou vuur te gooi. En bietjie water op jou vuur te gooi, tot daai vuur begin uitdoof. Ander ding is natuurlik, wat ek hier bygesit het, natuurlik is jou getuienis, en natuurlik om die woord van die Here te lees, en dan hierdie enetjie. Hierdie enetjie gaan julle nou nie baie van, ek beloof julle gaan nie hou van hom nie. 'n Goeie ding om my vuur aan die brand te hou, is moeilikheid. Hoe kan jou geloof groei as jy nie moeilikheid kry nie? Geloof gaan mos nie groei as dit net maklik gaan en altyd oukei is nie. Maar dit groei baie vinnig as jy moeilikheid het. Want as jy moeilikheid het, dan bid jy meer. Nog meer. En dit maak dat jou geloof kan groei. En dit is deel daarvan, dis deel van die vuur, dis deel van dit wat die hout op die vuur sit.
Dit gebeur nie net oornag nie. Dit vat tyd. En dis hoekom iets wat my tref terwyl ek hierdie goeders lees hierdie week is dat, soos wat ek nou gesê het, die altaar was gelokaliseer. Ellis Park kan net op een plek staan. Jy kan nie Ellis Park nou gaan neersit in Bloemfontein nie, want daar's klare Boet Erasmus stadion daar. Net soos wat die altaar gelokaliseer was, is daar 'n ander ding wat ek en jy moet besef. Alles wat ek en jy beleef, het 'n begin en 'n einde. Hierdie hele wêreld is gemaak met 'n begin en 'n einde. 'n Vuur is gemaak met 'n begin en 'n einde. Dis hoekom jy hom moet aan die gang hou. So jy moet elke keer 'n geleentheid maak om hierdie ding, die geleentheid te laat extend. Deurdat jy die hele tyd vuur opsit. Hoekom sê ek dit? Dis hoekom ek kan nie net een keer die woord lees nie, ek moet aanhou om die woord te lees. Ek kan nie net een keer lofprys nie, ek moet aanhou om dit te doen. Want dit help om dit aan die gang te hou. Dis net hoe dit werk. So, wanneer daar afkoeling plaasvind, dan happen dit nie net oornag nie. Dit gebeur nie net gou-gou oornag nie, ewe skielik nie. Daar's goed wat gebeur en ek laat dit toe totdat daar geestelike afkoeling plaasvind. Wat noem hulle dit? Was entropie is dit die woord. Die ooms en tannies wat dalk. Maar entropie is daai ding van afkoeling. Dit koel af na tyd. So God het ons al reeds, laasweek het pastoor daaroor gepraat, hoe dat God werk in die winter, en dat daai wintertyd goed is vir jou, want dit help jou om jou wortels dieper in die grond te kry. En dis wat ek en jy moet verstaan, dit waarvan ons nou gepraat het, dis per geleentheid. 'n Winter is net 'n seisoen. Dis een seisoen wat weer gaan herhaal. Dit gaan weer herhaal, dit gaan weer kom. En dan sal ander seisoene tussenin. En dis hoe die Here werk. God werk ook per geleentheid. God gaan nie dieselfde werk môre as wat hy vandag gewerk het nie. Hy bly dieselfde gister en vandag, maar ek en jy bly nie dieselfde nie. En dis hoekom God nie altyd dieselfde gaan werk in jou en my lewe nie. Jy sien, Habakuk 3 vers 17 tot 18, dink ek ken julle baie goed. Dit herinner ons dat selfs al sien ons geen vrug nie, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe in die wingerde wees nie, nogtans sal ek in die Here jubel en ek sal juig in God my redder. Want al is dit nie daar nie, dis net vir 'n seisoen. Dit is belangrik om dit te onthou. Nou kom ons herhaal vinnig alles hierdie as 'n samevatting en sommer as 'n praktiese toepassing. In die eerste plek, voed jou vuur daagliks. Moenie skiep nie. Voed hom daagliks. Een van die goed wat 'n ou natuurlik kan doen is, en ek wil jou aanmoedig as jy dit kan doen, as jy goed kan luister soos Radio Tygerberg, jy kan dit op jou foon luister, jy kan dit op die TV kry, jy kry hom op die apps, op jou smart TV deesdae. So daar's verskillende maniere, so jy kan Radio Tygerberg luister, jy kan Radio Kansel luister, wat ek hou van Tygerberg is baie Afrikaans, so julle gaan dit baie like, en dit kom daar uit die Kaap uit. Jy kan Radio Kansel luister, jy kan Radio Impact luister, daar's Link Radio, daar's soos YouTube waar jy kan YouTube en al die social media platforms, Spotify, daar's plekke waar jy goeie geestelike musiek kan luister. Net so stalkies so tussenin. Ek werk op die klank in die week, en dan moet ek goed toets, so ek moet die musiek speel, en dan hard en dan sag, en wat ook al. En Sanet werk daar in die kantoor, en met tye het sy en Alida het hulle mense wat hulle kom sien, en dan moet hulle nou bedien en berading doen. Nou moet Sanet in daai kantoor sit. Nou het ek worship musiek op my YouTube daar aangesit, en dit speel hier binne in die kerk. So, met die gevolg is, nou as Sanet hier verbykom, dan vra sy vir my, gaan ek weer vir haar musiek speel.
Want sy ervaar dat wanneer die worship musiek speel, dis asof haar sessie met die persoon beter loop. Want daar's net iets wat gebeur as God se musiek speel. Het jy al agtergekom hoe disrupted en deur mekaar raak jy as jy amper sê ek twak speel wat op die radio partykeer speel? Op van die ander stasies. So, onthou dit, voed daai vuur, dis 'n manier wat jy dit kan doen. Hou aan met fellowship. Ek hou van die woord fellowship, gemeenskap klink so weird. Fellowship, waar jy saam met ander fellows wat die Here dien, in dieselfde skip sit. Geweet, dis hoe jy fellowship onthou. 2 fellows in one ship. Want ons is familie van mekaar, bou jou geloof, skryf bietjie neer dit wat God vir jou gedoen het. As jy 'n bietjie 'n nuwe perspektief wil kry, voordat jy in die bed klim vanaand, dan skryf jy 5 goed wat jy kan sê die Here het vir jou gedoen vandag. Jy gaan ewe skielik 'n nuwe perspektief kry. Dan natuurlik, een van die beste dinge om jou geloof te bou is dien iemand anderste. Vergeet van jouself, so forget about yourself. Concentrate on him and worship him. En die beste manier wat jy die Here kan worship in die dag is om iemand anders te dien. Hier's iemand in die kerk wat nie gaan like dat ek die naam noem nie, maar ek gaan net sê hier's iemand in die kerk wat rondry en vir ander dames gaan help om goed te doen, om rekeninge te betaal, om, mag ek dit maar sê, om hulle te help om toenails te knip en sulke tipe goeders. Dis bediening wat min mense besef, maar dis 'n bediening wat hulle mee kan help nie. Die volgende ding is, onthou, ons is Pinkstermense, jy mag in tale praat. Halleluja! Dis seker my favorite, want as ek 'n song nie ken nie, dan sing ek sommer in tale. Die voordeel wat ander ouens nie het nie, en dan die laaste ding wat ek vandag hierby moet sit is, verwyder die as. Verwyder die as. Het jy al vuur gemaak, manne? En dan lê daai ou as daar, en hy so klam en hy so. Maar as jy die kaggel skoon gemaak het en die as lê nie daar nie en jy maak nuwe vuur, dis net baie beter om die as te verwyder. Nou, in die eerste plek, wat is hierdie as? Die as is goed soos om nie te vergewe nie. Die as is goed soos om my ou lewenstyl te bly handhaaf terwyl ek die Here wil dien. Dit werk nie lekker nie. Dis ou as. Die ander ding is skuldgevoel. Hierdie negatiewe goed wat God se woord van praat, moet ons verwyder. Want as ons dit nie verwyder nie, dan gaan dit veroorsaak dat ons vuur nie kan behoorlik brand nie. So kom ons verwyder dit. God wil vandag in jou lewe werk, maar God wil nie net werk op jou ou ervarings nie. Hy wil nie net werk op jou ou ervarings nie. Want partykeer dan sê ons, weet jy, ek het so 40 jaar terug het ek tot bekering gekom, maar as jy vir die oom vra vir 'n nuwe getuienis, dan kan hy nie vir jou 'n nuwe getuienis gee nie, want hy nou net van 40 jaar terug. Die Here wil hê jy moet sy goedheid elke dag beleef, sodat jy elke dag 'n vars nuwe getuienis kan hê. Ek kan vertel van sy guns en sy genade in jou lewe. Bitterheid is, ek dink, as daar iets is, as ek en Alida praat oor goed wat mense terughou, is daai 2 goed, skuldgevoel en bitterheid omdat mense aan iemand iets gedoen het. Maklik die top 2 goeters by verre wat mense terughou in hulle lewe. Hulle kan nie vorentoe gaan nie. Want hy dink as hy bitter bly, dan kan dit hierdie persoon laat sleg voel en dan gaan hy beter voel. Maar hy verstaan nie, eintlik vergiftig hy homself nie. So moenie toelaat dat die vyand vir jou lieg en jou terughou. Kom ons sluit ons oë. Ek gaan vir jou vra vanmôre,
Ek wil saam met jou bid, maar ek wil vir jou vra, dat jy vanmôre sal begin om die as te verwyder. Here, ek wil vanmôre namens ons almal kom staan en ek wil intree. En ek wil vra, Here, dat U van ons lewensaltare af, vanmôre, die as van bitterheid, die as van skuldgevoel, Here, die as van my ou lewe en waar ek was en waarna ek terugkyk, dat U dit sal verwyder, dat U my altaar sal skoonmaak. Here, dat hierdie goed wat tussen my en U staan en tussen dit wat U wil hê ek moet doen vir ander mense, dat U dit sal verwyder en sal help dat my altaar U vuur kan ophê. En dan wil ek nou kom vra, Here, as die vuur uitgedoof het, dat U nou in die naam van Jesus met die Heilige Gees U vuur sal aansteek, soos wat U dit vir Elia gedoen het, toe hy daar voor die Baalpriesters gestaan het, en dat God se vuur alles sal verwyder wat nie van U af is nie, en dat hierdie vuur vanmôre in mense se harte sal begin brand. Here, nou wil ek vra dat U ons sal help, dat U ons sal lei met U Gees, en ons sal help om hierdie vuur aan die gang te hou. Here, wys vir ons waar om hout te kry. Here, wys vir ons waar daar 'n tyd is en 'n plek is wanneer my vuur begin uitdoof, sodat ek die werk kan doen waarvoor U my geroep het, sodat daai vuur aan die gang kan bly. Dankie dat U ons vir mekaar gee. Dankie dat U vir ons die woord gee. Dankie vir die Heilige Gees. Dankie, Here, vir liede. Dankie vir maniere om hierdie vuur aan die gang te hou. Here, ek bid dat hierdie vuur nie 'n tydelike vuur sal wees nie, maar 'n goddelike vuur wat sal aanhou brand tot aan die einde wanneer U weer kom. En U kan verheerlik word binne in alles. Ons loof U naam en ons eer U vir die goedheid en die guns. Mag U naam verheerlik word. Amen.